Vriende, hier op Goeie Vrydag wil ek u groet. Ek doen dit met 'n gevoel van verlies. Ek staan met die nagmaalbeker in my hand en mis dit om aan die tafel te kom sit op hierdie dag. Ons kan nie. Ons weet waarom. En ook op hierdie dag, Goeie Vrydag, donker Vrydag, groet ek jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ons gaan nou eers luister na musiek en ons gedagtes instel op wat dit vir ons beteken dat daar 'n kruis is. Ons gaan saam bid en vir vandag het ek dan nou die aangrypende gebed waarna ek al voorheen verwys het, wat deur Niels Jackson geskryf is. So, dit is 'n goeie gevoel, dat dit voel vir my, dit kom hier uit die hart van ons gemeente, deur een van ons lidmate. Maar dit het 'n trefkrag veel wyer as hier by ons. Gebed met die hande onder die kraan. Die water spoel oor my hande, maar die woorde steek vas in my keel. Hoe bid 'n mens in hierdie tyd? Ons het nog nooit so iets beleef nie. Heer, wees ons genadig. Ek voel die seep tussen my vingers, vryf my hande bo onder alle kante, skoon was. Dis mos u metafoor, Here. Maar hoe moet ons dit verstaan in so 'n tyd? Wat kan ek bid met my hande onder die kraan? Ek dink aan die kwesbares en wonder of ek ook een is. Heer, wees ons genadig. U roep ons om te volg. U stel die voorbeeld van deernis en diens.
Maar hoe gee ons op 'n afstand om? Of lê die omgee juis en afsydig bly? Is hierdie ritueel van water en seep ons nuwe sakrament? Heer, wees ons genadig. Om ons tuimel die markte, besighede lui skibreek, en soos drenkelinge spoel mense uit op strande van wanhoop. So iets het ons nog nooit beleef nie. Ek was my hande in gebed. Heer, wees ons genadig. Amen. Ons gaan uit Handelinge 8 lees, nie die hele hoofstuk nie, net 'n enkele vers uit hierdie episode waar Filippus hierdie Ethiopiër, die amptenaar, ontmoet. En dan die vers waarvoor ek jou aandag vra, is vers 35. Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Kom ons hou dit eenvoudig, net hierdie vers. Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. So 'n week gelede, seker 2 weke gelede nou al, was ek in die Kaap vir 'n werkswinkel die maandag, net die Sondag nadat die president die eerste aankondiging gemaak het. En ons het die oggend ons werkgroep daar in Stellenbosch om die tafel gaan sit, en in plaas daarvan om oor ons tema te begin werk, het ons eers aan die praat geraak oor hierdie nuwe wêreld waarin ons nou is. Ons het almal die aanvoeling gehad, hier is iets buitengewoon. En terwyl ons so om die tafel sit en gedagtes met mekaar wissel, sê een van ons kollegas dat sy hierdie oggend haar 5-jarige seentjie by die skool gaan aflaai, en in die motor op pad skool toe vra hy vir haar: "Mamma, hoekom stuur God hierdie coronavirus?" Sy, die goeie teoloog wat sy is, sê toe dadelik vir hom: Nee, my seun, God stuur nie vir ons die coronavirus nie. Sy opvolgvraag was: "Mamma, nou hoekom keer hy dit dan nie?" En ons het almal om die tafel bewus gewees daarvan dat ons gedwing gaan word om weer oor God na te dink. Met eens, in die mond van die suigeling, is die ou bekende vraag van die teologie en die filosofie, en die vraag wat dikwels in pynlike situasies by mense opkom, die vraag na God. God en slegte goed. Moet ons daaroor dink. Oscar Wilde het gesê, daar is genoeg ellende in een Londense straat om nie te glo in 'n God van liefde nie. Philip Yancey het in 'n populêre boekie daaroor probeer skryf en 'n baie raak titel vir sy boek gegee: Where is God when it hurts? Dan saam met die vraag van die 5-jarige: waar is God nou in dit alles? Ons teks uit Handelinge, hierdie enkele teks wat ek gelees het, en daardie episode waar Filippus hierdie amptenaar, hierdie Ethiopiese amptenaar ontmoet, waar hy sit in die teks van die Ou Testament lees, hierdie enkele vers, dink ek, kan vir ons help om hieroor verder te dink. Die vers sê, Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin. En as jy nou na die konteks kyk, dan sal jy dadelik agterkom, dat is nou 'n verwysing na Jesaja 53.
Filippus wil die hart van die evangelie aan hierdie man bring. Hy wil oor God met hierdie man praat. Waar begin hy? By daai teks, Jesaja 53. Het waarskynlik nou heel wat tyd gaan lees net weer daar die teks wat daar aan die einde van hoofstuk 52 begin en oorloop in 53. Van hierdie misterieuse figuur wat geslaan word, wat swaar kry, wat 'n las dra, wat terwyl hy onskuldig is vir ander mense, hierdie vernielde mens. Gaan lees net weer en kry daar die prentjie. En dan besef jy dat toe Filippus vir iemand die evangelie wil verduidelik, toe begin hy juist daar. Begin hy daar en hy verkondig aan hom die evangelie van Jesus. Hy sê dus vir hom, as jy Jesus wil verstaan, dan moet jy die figuur van Jesaja 53 verstaan. Dan moet jy verstaan dat Jesus hom daarmee geïdentifiseer het. Dan moet jy verstaan dat dit is wat Jesus wou wees. Hierdie een terwille van ander. Hierdie een wat ander se pyn kom vat. En as ons vir mekaar kan herinner daaraan dat ons sê, wie is Jesus? Jesus is die een wat vir ons kom wys wie God is. As jy met al jou vrae loop oor God en jy wonder, hoe is God? Dan is die antwoord van die Nuwe Testament, so is God. Kyk na Jesus. En as Filippus hierdie man wil verstaan, om Jesus reg te verstaan, dan begin hy by daai teks oor hierdie gebroke mens, wat daar is verander. En hy sê, so is Jesus. Ferdinand Duis het 'n klompie jare gelede 'n boekie geskryf oor hoe mense die Bybel gebruik en hy het die opskrif van die boekie gegee, sê God so, vraagteken, sê God so. En daarin wys hy hoe die Bybel dikwels misbruik word en dat God nie so sê nie. As ek nou vandag in opvolg van sy boekie 'n ander boekie kan skryf en so sy buiteblad gestaan het, is God so. Want by baie van ons leef daar prentjies van God wat ons gerus maar kan begrawe. Ek herinner my aan 'n geleentheid van 'n jong katekisant wat vir sy belydenisafspraak by my in die studeerkamer sit en hy vra my 'n klomp kritiese vrae oor God en hy begin met stellings. Hy sê ek glo nie dat God, en hy noem die een na die ander en elke keer sê ek vir hom, ek glo dit ook nie. En hierdie vrae, hierdie troefkaarte wat hy so die een na die ander op die tafel sit oor wat hy nie oor God glo nie, wat ek met hom saam kon stem, het hy naderhand uit moedeloosheid vir my gesê, maar sal jy dit van die kansel af sê? Die antwoord is ja, natuurlik sal ons van die kansel af sê, God is soos Jesus hom voorstel. God is hier die een wat identifiseer met gebroke mense. Hierdie teks uit Jesaja 53 gee vir Filippus taal om vir iemand te verduidelik hoe Jesus is en uiteindelik hoe God dan is. Onthou jy, dit was die kernvraag van die reformatie. Waar kry ek 'n genadige God? Anders geformuleer, hoe is God? Ek hoop jy kon tyd kry in hierdie tyd, in hierdie lydenstyd, in hierdie tyd in jou huis, om hierdie vraag vir jouself te beantwoord, hoe is God? Ons teks sê, Filippus het by hierdie teks begin, en die evangelie, die goeie nuus oor Jesus verkondig. So vreemd het mag klink, op Goeie Vrydag, Donker Vrydag, die dag waarin die kruis van Jesus prominent oral staan, word ons prentjies van God herskryf deur Jesus, deur hierdie knegg van die Here. Terug na ons vraag, waar is God as mense bang en onseker is?
Waar is God as 'n ma moet vra antwoord wat 'n klein seentjie vir haar vra wat sy nie behoorlik verwoord kan kry nie? Die kruis van Jesus Christus is die baken wat jou lei na die plek waar God is. As jy wil vra waar is God, die kruis is die baken ingeslaan in hierdie aarde wat jou wil lei na die plek waar God is. Kom ons sê dit vir mekaar. Dit beteken, God is by jou, wat voel dat jou lewe uit mekaar uitval, jou besigheid uit mekaar uitval. God is by jou, wat alleen is in die ouete huis, of alleen in daardie klein woonstelletjie van jou. God is by jou, wat positief getoets is vir COVID-19. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Laat ek dit nog een keer probeer sê. Met daardie bekende verhaal van Elie Wiesel, wat vertel hoe hulle in die Duitse strafkampe by geleentheid moes staan en kyk hoe 'n jong man opgehang word. En daartoe 'n siniese vraag uit die toeskouers uitkom, die vraag waarmee ons heel oggend besig is, waar is God? Toe nou, sê nou vir my, waar is God nou? En daartoe 'n ander stem kom wat sê, daar is God, daar hang hy, daarby, daar jong man. Die kruis is ingeplant in hierdie aarde. Philippus het die teks uit Jesaja 53 gebruik, om vir ons te verduidelik wat die goeie nuus is van die kruis van Jesus Christus. Ek gaan vir jou vra om na 'n stuk musiek te luister, Seëngebed vir Afrika. Terwyl jy daarna luister, bid vir hierdie land van ons, bid vir die kwesbares, bid vir almal rondom ons, bid vir jou gesin. En as jy dan saam met my die vraag moet antwoord, waar is God in dit alles? By ons, in Jesus Christus. Amen. Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika. Kinders van Afrika. Hou u hand toe hier oor Afrika. Lei ons tot by eenheid en begin. Hoor ons as ons u om vrede vra. Seën ons in Afrika. Kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige
Afrika. Neem dan nou die boosheid van ons weg.